Dr. Tersia Oosthuizen. Lig op geestesgesondheid, Dr. Tersia Oosthuizen van die Noordwes Universiteit, bedryfs- en voorligtingsielkundige. Goeiemôre Willem, goeiemôre luisteraars. Ons is die afgelope tyd besig om te praat oor ons leerders, adolessente, diegene veral hier graad 11, 12 wat voorberei vir belangrike eksamens. So dit is min of meer die adolessente fase, eintlik die latere adolessente fase. Dit duur gewoonlik van 12 tot 18-jarige ouderdom. In die eerste plek kyk ons dan na Erikson se psigososiale ontwikkelingsteorie, waar hy dan hierdie adolessente plaas in die fase van identiteit versus rolverwarring. Nou, identiteitsvorming is daar die vraag wat hulle begin vir hulle self afvra van wie is ek regtig? As ek moet 'n identiteit ontwikkel, hoe sal ek myself beskryf en waar pas ek in? En wat het die wie ek is en waar ek inpas te doen met hoe ek dink oor myself? So hulle begin nou eksperimenteer met rolle en waardes en lewenskeuses. Hulle is op soek na daardie self wat hulle wil ontwikkel. Nou die rolverwarring kom in wanneer hulle onsekerheid en verwarring en gebrek aan 'n rigting sodanig is dat hulle sukkel om 'n identiteit te vorm. En dit beteken nou begin hulle eksperimenteer met verskillende vriendskappe, ideologieë of standpunte of loopbaan idees. Vandag wil ek dit word, môre dat. Meeste sal daarom seker teen graad 11 idee hê van hoe hulle lewe vorentoe sien. Die invloed van die portiergroep raak al hoe belangriker, want maats speel 'n baie groot rol in die vorming van hulle selfbeeld. En dan kry ons ook 'n tipe van 'n rebellie en 'n onafhanklikheid waar hulle gesag bevraagteken en grense toets. Want ek moet probeer uitvind wie is ek, en in hierdie proses gaan ek grense toets. Hulle is ook baie selfbewus. Ons het baie sterk fokus na buite, hoe ander hulle sien, en dit lei tot of gevoelens van trots of onsekerheid, pas ons in of pas ons nie in nie. So die positiewe uitkoms hiervan is dat ons adolessente 'n sterk identiteit of 'n gevoel van wie ek is of 'n lewensdoel kan ontwikkel. Maar die negatiewe hiervan is onsekerheid, dat hulle verward voel, dat hulle gebrek het aan rigting, en daarom sal hulle toenemend begin eksperimenteer en sal ons hierdie rebellie en poging tot onafhanklikheid sien. So, wat is belangrik nou vir volwassenes? Om hulle te help, om hulle verskillende rolle van hoe hulle self sien en waar hulle sien, veilig te verken, gesprekvoering, gesels met hulle. Dit is nie nou die tyd om te veroordeel en hulle te kritiseer nie. Belangrik dat ouers dan ook stabiliteit sal modelleer. Met ander woorde, konsekwent en betroubaar optree, sodat kinders hiervan kan leer. En dan praat met ons kinders oor hulle waardes en hulle keuses en hoe dit hulle identiteit beïnvloed. Nou, hoe dink adolessente dan? Ons het al baie gepraat oor die breinontwikkeling, die belangrikheid van die prefrontale korteks wat beplanning, impulsbeheer en besluitneming beïnvloed, en onthou, dit is glad nog nie ten volle ontwikkel op hierdie stadium. Ons is baie emosioneel en daardie limbiese stelsel wat beteken dat dit is net eenvoudig 'n reaksie, 'n emosionele reaksie, wisselende buie kom al hoe sterker na vore in hierdie tyd. Dan soos ons gesê het,
is hulle besig om te eksperimenteer. Maar daar is tog 'n tydperk wat hulle binne gaan, wat ons sien, hulle begin nou bietjie meer abstrakt dink, hulle bevraagteken gesag, hulle begin bevraagteken morele raamwerke, en al is dit nog nie gevestig nie, het hulle dalk baie ongemaklike vrae, wat ouers nie altyd die beste antwoord voor het nie. Nou, hoe beïnvloed dit hulle gedrag? Dat hulle baie risiko's neem, dat hulle impulsief optree, want onthou vir hulle gaan dit oor onmiddellike plesier en nie oor die nagevolge nie, dat hulle groot mate van aanvaarding deur hulle maat soek en daarom hulle gedrag aanpas om in te pas by die portiergroep, en dan hulle emosionele reaktiwiteit, buierigheid, sensitiwiteit vir kritiek, intense emosionele reaksies, konflik met onderwysers en met ouers en met ander sibbe in die huis. Maar omdat hulle eksperimenteer, moet ons ook in ag neem dat hierdie mate van, soos ons dit noem, plastisiteit in die brein, hulle kreatief en veerkragtig maak in ondersteunende omgewings. So, terwyl hulle sukkel met hierdie impulsiewe optrede en swak beplanning en emosioneel dan bo in die lug en wonderlik is en dan weer die dale van gat tref en belonings vir alles soek en risiko's neem en gesag bevraagteken, is daar tog ook iets van 'n ek leer in hierdie proses wie ek is en ek vind myself of ek probeer. Baie dankie Tersia. Ons luister binnekort verder na Dr. Tersia Oosthuizen. En luisteraars, Willem, kan ons ook self die vraag afvra, wat nou? Belangrik vir ons as ouers, onderwysers, mentore van ons adolessente is, dat daar duidelike grense en konsekwente verwagtinge moet wees, want dit help hierdie leerders, hierdie adolessente om hulle impulsiewe gedrag te bestuur. Praat, help hulle om besluite te neem en agterna te dink oor die besluite. Help hulle om hulle self te reguleer, om te dink voordat hulle sommer net emosioneel optree. Die mentorskap wat hiermee gepaard gaan, lei daartoe dat ons regtig tyd moet spandeer, spesiale aandag gee. Nou is die tyd wat ons as ouers maar die selfone en die ander goed moet neersit en regtig aandagtig aktief na ons kinders moet luister. En dat ons hulle moet help om 'n balans tussen autonomie en veiligheid te skep. So met ander woorde, daar moet 'n gevoel wees van ja, jy kan sekere besluite neem, dis waar die autonomie inkom, maar daar is ook grense en dit is die veiligheid. So met ander woorde, ons laat hulle toe om onafhanklik te wees en te dink en te leef, maar binne beperkte grense. Nou wil ek 'n bietjie verder gaan en sê, as ons nou hierna kyk, een van die aspekte wat ons baie keer sien by hierdie kinders, is dat hulle sukkel veral in terme van hulle gedagtes. Nou ek wil graag so 'n keer of wat gesels oor die belangrikheid waar ons as ouers en as mentore ons adolessente kan help om dalk 'n bietjie uit die aspekte van kognitiewe gedragsterapie 'n paar belangrike vaardighede saam te neem. Die eerste een hier is dat ons moet in gedagte hou dat alles wat ons doen begin by 'n gedagte, by wat ons dink of 'n oortuiging oor 'n gebeurte, oor 'n interaksie of wat ook al ons waarneem. En dit lei tot 'n emosionele of 'n gedragsreaksie. Met ander woorde, ek kan dalk op 'n sekere manier gewoon net by die skool opdaag en skielik is my maat onbedagsaam en mislik met my
En nou begin jy wonder, hoe kon ek nou hierdie persoon kwaad gemaak het? En jy begin wonder of hierdie mislikheid en onbedagsaamheid iets is om jou dalk op jou plek te sit. Dan begin jy wonder, maar wat het ek dan nou verkeerd gesit? Hoekom moet ek verskoning verkeerd gedoen? Wat moet ek doen om op my plek gesit te word? So begin dit ontwikkel en uiteindelik het ons 'n hele rits gedagtes wat daarmee saamgaan. Nou die negatiewe gedagtes se emosionele reaksie hierop is gewoonlik dan 'n verdere ooremosionaliteit of 'n impulsiwiteit. Positiewe gedagtes gaan een wees waar ek vir myself kan stop en sê ek moet dink oor hoe ek dink. Nou as ons terugkom na gedragsterapie, dan beteken dit ek moet dink oor hoekom iets my ontstel en waarom dit tot 'n sekere gedragsreaksie lei. So voordat ek sommer begin om heeltemal te katastrofeer en van molshope berge te maak, wat is dit wat hierdie gedagte gesneller het? Ons praat van die ABC model. Die A, die aktiverende gebeurtenis. Die feit dat ek my maat groet en my maat is ongeskik en mislik met my of wat ook al. Of die feit dat ek in die oggend vir my man koffie gee en hy is sommer op 'n manier met my lelik en hy sê nie eers dankie nie. Wat dit ook al kan wees, maar daar's altyd 'n sneller, daar's altyd 'n aktiverende gebeurtenis wat beteken dat ek 'n sekere betekenis heg aan dit wat gebeur. Dan die B-gedeeltes is my oortuigings, my gedagtes, my persoonlike reëls of eise wat ek self aan myself en ander stel, die betekenisse wat ek heg aan veral eksterne en interne gebeurtenisse, en C is die gevolge. Wat is die emosionele reaksie hierop? Wat is die gedragsreaksie hierop? Wat is die fisiese sensasie? As ek byvoorbeeld in my lewe dikwels reggehelp word oor goed wat ek verkeerd interpreteer of dink of wat ook al, en ek maak 'n voorstel oor iets en 'n persoon se onmiddellike reaksie is, ag man, wat weet jy hiervan? Dan gaan dit my of kwaad maak, of het gaan maak dat ek nie weer iets gaan sê nie. So daarom moet ons baie keer, wanneer ons vorentoe beleef en beweeg, onthou dat goed gebeur wat ons laat sneller. En daarom moet ons baie bedag wees op wat ons met hierdie snellers maak. Daarom moet ons ook kyk, wat is vorige ervarings wat ons gehad het, wat ons gedink het, 'n persoon is nou kwaad vir my, omdat die persoon op hierdie manier gereageer het. En dan as ek het getoets het, uitgevind het, nee, die persoon was nie vir my kwaad nie, daardie persoon was eintlik nie op 'n baie lekker plek vandag nie. So ons gaan volgende week dan nou verder gesels, waar ons 'n bietjie kyk na, wat kan ek doen om weg te stap van dit wat my dan sneller en totaal ingooi, wil ek amper sê, in 'n afwaartse spiraal. So wat kan ons doen om dan te keer dat ons afwaarts spiraal op emosionele en kognitiewe vlak? Dit is ons gesprek vir volgende week. Seën vir hierdie week. Dit was dan Dr. Tersia Oosthuizen met lig op geestesgesondheid.